Vriende, kom ons word saam stil in gebed voor die Here. As ons vanmôre voor U stil raak, Here, dan dink ons daaraan en ons weet, U is die almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het. En vir ons, en ons lewe onder U hand van genade en met U hart vol liefde vir elkeen van ons. U het alles gedoen om dit vir ons moontlik te maak om by U te kan wees, U stem te kan hoor en elke dag onder U hand van beskerming te lewe. Ons het elke dag die voorreg om U woord te kan oopmaak en daaruit te kan lees. En ook wanneer ons op 'n Sondag bymekaar kom, om saam as 'n klomp gelowiges na U woord te luister en saam te besluit hoe ons hierdie week gaan fokus om U te eer met ons lewens. En tog is ons besig om rond te hardloop en elke dag net die beste te doen wat ons kan. En soms raak ons so besig dat ons van U teenwoordigheid vergeet. Maar nou kan ons daarop fokus. En nou kan ons vra, Here, wanneer ons U woord oopmaak en daaruit lees, herinner ons aan U grootheid. Herinner ons aan U nabyheid. Herinner ons dat U ons liefhet. Herinner ons dat U 'n doel met ons lewe het. En maak ons honger om meer soos U te wees. Saam wil ons vanmôre kom bid, laat U koninkryk kom, sodat ons meer daarvan in ons eie lewe kan ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here, terwyl ons vra, Here, hou ons ore oop om te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Geliefdes, ons is besig met die kosbaarste preek wat daar op die aarde ooit gelewer was. Dis die preek waarin Jesus vir mense gesê het, hoe God na ons kyk, wat God raak sien by mense en hoe dit lyk as iemand 'n lewende verhouding met die Here wil hê. En vanmôre kom ons by 'n gedeelte wat vir ons baie keer baie vreemd is. En daarom is dit nodig dat ons vir 'n paar oomblikke stil staan by Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 16 tot 18. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Hulle loop met lang gesigte rond, sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar wanneer jy vas, versorg jou hare, was jou gesig. Dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat alle geheime ken. En jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die vraag wat dikwels by my en by jou kan opkom in hierdie onderwerp is vas 'n oudtydse ding? Is dit vreemd? Is dit iets wat Jesus se volgelinge ernstig behoort op te neem? Is dit nie so dat as jy honger is, dat die Here ook vir ons kos gegee het om te kan ons liggame te versorg nie? Is dit nie so dat wanneer ons honger is, ons alles wat ons vermoë moet doen om ons honger nou te stil nie? Is dit nie so dat as die lus ons pak, ons dit dadelik moet bevredig nie? Is vas dus iets wat argaïs is, oudtyds? Of is dit dalk net bedoel vir mense wat supergeestelike karakters is? En nie vir ons gewone mense nie. Daardie superkarakters wat in die berge gaan sit, in die woestyn ingaan en nie tred hou met die realiteite van 'n besige wêreld waarin ons in 2026 beweeg nie. En nou my laaste vraag oor dit. Hoekom sou Jesus oor vas praat en dit in hierdie belangrikste preek wat hy hier op aarde gelewer het? En dit om vir ons te vertel hoe lyk 'n goeie lewe voor God se aangesig. En dit laat my dink,
Want vas is nie iets wat ek en jy op 'n algemene, gereelde basis dikwels doen nie. Dis interessant dat die Bybel vir ons vertel dat nie net Jesus oor dit gepraat het nie. Daar is baie mense in die Bybel wat hieroor gepraat het. Moses, Dawid, Elia, Esra, Sagaria, Jeremia, Amos, Jesaja. Daar's hierdie pragtige verhaal in die boek Ester, wat vertel dat toe sy na die koning toe moes gaan, om te gaan praat oor Haman se planne teen die volk Israel, dat sy al haar slavinne en die hele volk Israel opgeroep het, om saam met haar te vas. Vir 3 dae het sy gevas, voordat sy na die koning toe gegaan het. En dit het 'n enorme verskil vir die volk Israel beteken. Nou sal jy tereg by kan sê, Gerard, maar jy noem net persone uit die Ou Testament. Dis daarom al baie lank verby. In die Nuwe Testament hoor ons nie so baie daarvan nie. Of doen ons? In die Nuwe Testament lees ek daarvan dat die vroulike priester Anna gevas het en dat sy die vermoë gehad het om die baba Jesus as die seun van God te erken. Dis nogal fenomenaal. Johannes die Doper het gevas. Jesus self het voordat hy met sy bediening van begin het hy 40 dae gaan vas in die berge, in die woestyny. En Satan het hom daar versoek. Saulus was vir 3 dae, nadat hy Jesus ontmoet het op die pad na Damaskus, het hy gevas. Die vroeë kerk het gevas en gebid toe die Heilige Gees hulle oproep om Paulus af te sonder vir sendingwerk. Later sou Paulus vas en bid om ouderlinge te kies vir elkeen van die gemeentes wat hy gestig het. Ek sê maar net wat in die Bybel staan. Ek sê nie jy moet vas nie. Dit klink my net dat vas en bid iets is wat volgelinge van Jesus gedoen het met groot resultate. Vas word geassosieer in die Bybel met groot deurbrake van groei. Dit word geassosieer met groot deurbrake wat saam met gebed hand aan hand geloop het in hulle lewens en dikwels in hulle aanbidding van God. Dit gaan nou gepaard in die Bybel wanneer mense die leiding van die Heilige Gees gesoek het. Die boek Jona is so 'n kosbare storie vir ons in hierdie geval. Jona word gestuur na Ninive. Hy wil nie gaan nie. Dit is totaal teen sy wil, teen sy grein. Die storie van die vis ken ons almal baie goed, maar hierna raak die stories baie keer so bietjie vaag vir ons. Hy kom in Ninive en hy preek die swakste preek van alle preke wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Daar word niks vertel van God nie. Daar word nêrens gepraat oor bekering nie. Daar word net gesê, die stad gaan vernietig word. Dink nou maar aan hel en brimstone preke, dis die ergste van hulle almal. Daar word niks vertel van genade nie, en nêrens word die melding gemaak van God se liefde nie. En dan kom 'n heidense volk tot inkeer. En dan gaan die koning, 'n heidense koning, onder 'n heidense volk, en hulle begin almal vas en bid, en selfs die diere word aangesê deur die herders dat hulle nie mag kos kry in hierdie tyd nie. En hulle pleit vir vergifnis, en wonder bewonder, God luister ook na heidene se gebede. Ook as hulle vas en pleit vir vergifnis. En dan is daar een persoon wat nie vas nie. Gewonder wie dit is? Jona. Die man van God besluit, nee wat, dis nie die moeite werd hierdie nie. Hy is die een wat stil bly. Hy is die een wat daarna in 'n depressie verval, oor God nie doen soos wat hy wil hê nie. Ek sê weer,
Jy hoef dit nie te doen nie. Maar kom ons vra die vraag, hoekom was vas so 'n groot ding in die antieke wêreld? Dit was nie net mense van geloof wat gevas het nie. Daar is in die annale opgeteken hoe dat groot mense buite die kerklike lewe, buite die Christelike geloof, ook gevas het. Confucius, Sokrates, Plato, Aristoteles. Dit was 'n algemene ding in die tyd van Jesus. Maar met gelowiges het vas 'n ander klem begin kry. Vas het 'n manier geword om hulle fokus op God en op die realiteit van God se koninkryk reg te trek. Dit was 'n gebruik wat lank genoeg was sodat hulle honger sou wees. Dit kon 'n dag wees, dit kon 3 dae wees en dit kon tot 40 dae wees. Dit kon met kos wees, dit kon ook soms met vloeistowwe wees. In die tyd waarin ons lewe, het die wêreld baie ontwikkel. En daar is baie ander dinge wat vir ons 'n prioriteit kan wees, nie net kos en vloeistowwe nie. Daar is verskillende dinge wat deesdae ons aandag vastrek. Televisie, alkohol, sigarette, noem maar op, daar is baie. TikTok, Facebook, so baie om oor te praat. In ons dag kan ons ook van hierdie spesifieke aktiwiteite erkenning gee dat dit soms te veel van ons tyd vat. Te maklik wat ons die foon oopmaak en 'n bietjie beginne scroll en as ons oë oopmaak, is dit 'n uur later. 'n Uur waarin daar eintlik niks gebeur het nie. Solank as iets wat jy dadelik sou agterkom, as jy dit nie meer doen nie, dit is die ding wat ons dikwels kan gebruik om van te vas. Die oomblik wat jy agterkom, maar nou moet ek besig wees, my hande raak nou kriewelrig, my lyf raak kriewelrig, ek moet nou iets gaan doen. Dit is daardie ding wat ons dikwels onsself moet ontsê en sê, dalk is dit tyd om te dink aan die Here en my verhouding met hom. So net om seker te maak, die tyd tussen ontbyt en middagete tel nie as vas nie. Net vir ingeval jy gewonder het. Laat ons daarom net vir mekaar sê, kos is nie sleg nie. Dis God se idee dat daar kos moet wees. Dis goed vir ons. Jesus leer ons in sy gebed om vir ons te sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is goed dat ek en jy elke dag met kos besig is. Wat Jesus hiermee besig is, wanneer hy met die gelowiges praat, om te sê, as jy 'n fenominale verhouding met God wil hê, dan is daar 'n paar dinge waaraan jy kan aandag gee. En vas is een van hulle. En dis vir ons 'n vreemde konsep, omdat so min mense dit deesdae wel beoefen. Van die oomblik wat jy vas, is jy besig om jou gewone daaglikse begeertes te dissiplineer. Want as ons begeertes vrye teels gee, kan dit ook ons afgode word. Ons ken mense wat van enige ding 'n afgod kan maak, 'n verslawing kan maak. Want ons spandeer soveel tyd om daaroor te dink, daaroor te beplan, dit te geniet. En die oomblik wat ons vas op daardie ding, sal ons liggame baie gou begin protesteer. Ons liggame het 'n manier, die beste manier, om ons eie koninkryke te verdedig. Die oomblik wat jy besef wat se mag kafeïne oor jou het, sal jy begin hoofpyne kry as jy dit nie meer doen nie. Die onttrekkingssimptome sal daar wees. En is dan wat jy agterkom, watter mag hierdie ding oor jou beginne opbou het. En so ook oor allerhande ander goed. Nikotien, televisie, sport.
Daar is soveel dinge wat ons net aanpak, omdat ons verveeld geraak het. Die verveling wat ontstaan as jy skielik die dinge waarmee jy jou tyd gespandeer het, nie meer doen nie. En dis dan wat jy vir jou vra, maar wat doen ek met daardie tyd? En dit is waar Jesus ons wil hê. Wat doen jy met jou tyd? Hoe spandeer jy dit? Hoe gereeld raak jy stil en wonder oor God se nabyheid, God se almag, God se grootheid, God se liefde? Hoe dikwels kom ons by daardie punt om die stemmetjie hier in ons binneste wat ons oortuig stil te kry? Want so kan ons onsself regverdig en sommige van ons doen dit op hierdie oomblik. Terwyl ek oor vaspraat, is daar 'n stemmetjie wat vir jou sê, ag regtig, dis nie nodig nie. Ek gaan dit nie doen nie. Daar is ander tye wat daardie stemmetjie na vore kom. Jy weet wat, jy het hard gewerk. Jy verdien dit. Jy kan maar doen wat jy wil. Niemand verstaan jou mos nie. Jy het net een lewe, geniet dit. Geniet dit terwyl jy kan, terwyl jy nog die krag en die geld het daarvoor. Vas is 'n manier wat God ons help om in beheer te wees van ons liggame en nie andersom nie. Dit pas by die manier hoe mense wat hulle lewe oorgegee het aan God in sy koninkryk kies om te lewe. Paulus vertel vir ons in 1 Korinte 9 hoe atlete 'n streng dissipline deurgaan om hulle liggame te oefen om 'n verganklike kroon te kry. Nou onlangs vertel my dogter my dat in die skool waar hulle kinders nou gaan kom, hierdie tweeetjies wat so rondhol in die kerk net nou, daar waar hulle nou in die laerskool gaan kom, as jy in die eerste span hokkie, netbal, rugby, atletiek, wat ook al gaan doen, dan word jy vriendelik verplig om 'n biokinetikus te hê en ook 'n dieetkundige as deel van jou ontwikkeling. En ek dink by myself, hoeveel tyd spandeer mense om 'n aardse kroon te bereik? Wat doen ons alles om die hoogste sport te bereik? Dis nie verkeerd nie. Ek vra myself net die vraag, as my eintlike doel is om 'n verhouding met God te hê, sal ek bereid wees om dieselfde energie in te sit, my liggaam op dieselfde manier te dissiplineer, om daardie kroon te bereik? Want dit voel vir my, en ek praat heel eers met myself, ek weet nie of dit ook tot jou spreek nie, maar as ek na myself kyk, dan besef ek hoe lui en laks ek geword het, en maar net aanvaar dat God dit vir my sal gee, omdat ek gesê het ek glo in hom. Maar die inoefen om my liggaam onder beheer te kry en fiks te kry, sodat ek God my eie kan maak, is dikwels iets wat ek aanvaar dit moet maar net gebeur. Daar was tye in my jong dae, julle sal dit nie meer mooi gehard glo nie, maar daar was tye wat ek baie gehardloop het, en marathons gehardloop het. Ek onthou ons begin het die eerste keer. Jy het nie jou skoene aangetrek en 10 kilometer in 50 minute hardloop en gedink, daar's hy, ek is halfpad daar nie. Dit het begin deur 2 kilometer te stap. En 'n week later, die 2 kilometer die helfte te stap en die helfte te draf. En later by 5 kilometer te draf, met hier en daar 'n bult wat te moeilik was om uit te hardloop. En voor jy jou kom kry, het jy 'n marathon gehardloop. En dan dink ek by myself, in die geestelike lewe is dit presies dieselfde.
As jy vir my sê, dit wat Jesus in hierdie preek sê, word my lewensdoel. Ek wil graag in die koninkryk van God leef hier op aarde. Ek wil loskom van al hierdie dinge wat so die mekaar is, wat my so vol maak met 'n klomp gifgasse. Ek wil so graag gefokus wees om Jesus te ken. Dan is dit nie iets wat net gaan gebeur omdat jy vandag so besluit nie. Dit is iets wat jy gaan moet stadig begin inoefen. Jou liggaam moet gehoorsaam maak aan 'n nuwe roetine. Dit gaan nie in jou skoot val nie. Dit is iets wat harde werk vra. Baie keer, nie baie keer nie, elke keer, wanneer ek met my belydennisklas besig is, vra ek vir hulle, watter eienskappe van God ken jy? Nou gaan ek dit vir julle vra, julle is nou in die belydennisklas vandag. Hoeveel eienskappe van God kan jy vinnig opnoem? Dink gou-gou. Heel eerste een wat altyd by ons opkom is God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. As ons 'n bietjie langer dink, dan kom ons by God kan praat, God kan hoor, God kan antwoord. So gaan ons verder kan gaan. Sal jy met my saamstem dat ons gaan sukkel saam om by 50 uit te kom? By 40, dalk by 30. Dalk gaan ons 30 eienskappe van God kan ontdek. En nou is my volgende vraag vir jou in die belydennisklas. Is God so klein dat hy net 30 eienskappe het? Is hy nie baie groter nie? En dan begin ek hulle uitdaag om elke week een eienskap van God te ontdek. Net een. As jy een eienskap van God in 'n week kan ontdek en kan deurdink, wat is die effek daarvan in my lewe? As ek God kan ontdek dat hy die een is, byvoorbeeld wat stuur, wat mense stuur, wat disippels roep, en wat hulle uitstuur om sy volgelinge te gaan wees. Watter impak het dit op my? En hoe doen ek dit in 2026? Dink vir jou daaraan in, dat as jy daardie eienskap sou neerskryf in 'n boek, en 'n paar gedagtes daaroor neerskrywe, en jy sou een keer 'n week dit neerskrywe vir die jaar wat verby is, dan het jy in 'n jaar se tyd 52 eienskappe van God deurdink en deurbid. In 5 jaar se tyd 510. Nee, 52 maal 5. 250, 260 is ek nou reg. Eienskappe van God. Ja, my wiskunde laat my nou in die steek, hè? Dink nou net, as jy daarmee begin het toe jy 16 jaar oud is, en jy kan dit nou maal met die jare waarin jy nou besig is, maak dit 'n ronde getal 50. En vermenigvuldig 50 met die aantal jare wat jy sê jy 'n kind van God is. Wat 'n ryk verhouding met God sou jy nie dan al gehad het nie. En dan dink ons dit is net bedoel vir geestelike reuse. Dit begin by so klein soos een keer 'n week in die Bybel waar jy lees, een eienskap van God te ontdek. En so kan jy aangaan. Jy kan ook begin dink oor goed soos, wat gee God my? Wat gee God? Jy sal verbaas wees oor hoe baie God goed gee vir mense in die Bybel. Ene week, en dit sal jou 'n dankbare mens maak. So is daar 'n stuk oefening wat gebeur as jy 'n geestelike reus wil word. Nie om mense te beïndruk nie, want die Bybel sê vir ons, as jy vas, moenie 'n lang gesig hê en jou klere skeur en tussen mense rondloop sodat hulle kan sien, hierdie rolmodel van ons is besig om te vas nie. Nee. Maak jou mooi, trek netjies aan, gaan doen nog alles wat jy altyd gedoen het. Moenie dat mense dit agterkom nie. Want jy is besig om 'n verhouding met God te bou, nie om mense te probeer beïndruk nie. Want as jy mense wil beïndruk deur jou geestelikheid, dan het jy jou loon klaar weg.
Dan is jou fokus nie meer op God nie, dan is jou fokus dat mense bedink jy is oulik. En dan mis jy die punt. Daar's geen beloning daarin nie. Maar wanneer jy sê, ek fokus daarop om regtig 'n kind van God te wees, wat in 'n lewende verhouding met hom staan, dan is dit iets wat jy dag na dag oefen, en oefen, en oefen, en fiks word, en fikser word, totdat jy die kroon bereik. So as ons bereid is om vir ons kinders te sê, oefen van so groot af om 'n springbok te word. Wat sal ons doen om vir ons kinders te sê, kom ek leer jou, kom ek help jou, kom ek stel jou in staat om van so groot af te oefen, om in 'n lewende verhouding met God te wees eendag. Hoe sal die kerk lyk as die jong mense van ons gemeente almal in so 'n verhouding met God is, soos wat Jesus hiervan praat? Enorm, né? Dit maak my skaam, omdat ek so min geoefen het daarmee, omdat ek soveel meer kon gedoen het al. Maar dit motiveer my ook om my oefenskoene aan te trek, en hierdie week te sê, op watter maniere kan ek geestelik gaan oefen. So, in 1 Korintiërs 9 skrywe Paulus, maar ons oefen ons liggame, ons gaan deur dissipline om ons liggame te oefen, sodat ons 'n onverganklike kroon kan beerwe. En daarom vriende, nou wil ek vir jou ook volgende ding sê, wat ek met 'n harde manier leer ken het. Daar is 'n verskil tussen probeer en oefen. Want as jy net harder moet probeer, gaan dit nog steeds nie gebeur nie. Jy gaan moet begin oefen, want probeer help niks nie. Ons gaan ons liggame moet begin oefen om dit te kan doen, en dit begin by 'n begeerte om te sê, ek wil eendag 'n springbok word in die geestelike lewe. Ek wil die groen en goud aantrek, of die wit kleed dan eerder. Om te oefen is om jou lewe te rangskik rondom iets wat jy nou doen, sodat jy later kan doen wat jy nie nou kan doen nie. Om hard te probeer en later nog harder te probeer, gaan jou nêrens bring nie. 'n oefenprogram, 'n oefenplan is noodsaaklik. Jesus sê in Lukas 6:40, 'n leerling is nie belangriker as 'n leermeester nie, maar die leerling wat hard werk, sal net soos sy leermeester word. En die Bybel gee vir ons baie voorbeelde en ander opdragte, byvoorbeeld wat ons hiermee kan assosieer. Byvoorbeeld, wees altyd dankbaar. Evalueer gou jouself. Hoe kry jy dit reg as jy weet jy leef met 'n krapperigheid oor almal rondom jou, jy is die grumpy old man? Hoe kry jy dit reg om meer dankbaar te wees? Deur harder te probeer? Gaan nie werk nie. Nee, jy oefen dit elke dag, deur elke dag een ding op te noem waarvoor jy dankbaar kan wees. En jy gaan nie werk toe voordat jy nie een ding gekry het waarvoor jy kan dankbaar wees nie. En jy mag dit nie herhaal nie. Ja, dankie vir my stem, en dankie vir my asem, en dankie vir die kos wat ek vanmôre geëet het. En as jy dit nou klaar gesê het, is dit klaar. Waarvoor kan jy nog dankbaar wees? Want elke dag moet jy iets anders hê om voor dankbaar te wees. En hoe meer jy bewus raak daarvan dat God vir jou hierdie dinge gee en jy dankbaar kan wees, hoe minder grumpy sal jy ook wees. Wat van bly wees? Herhaal ek wees bly, soos Filippense vir ons sê. Enige iemand 'n oefenprogram nodig oor blydskap? Die doel van 'n geestelike dissipline is nie om jou lewe moeiliker te maak nie, maar om jou juis vry te maak. Om jou liggaam in staat te stel om dinge te doen wat ander nie kan doen nie. Ek verbaas my altyd oor die geweldige manier waarop sportmanne hulle liggaam kan oefen om dinge te doen wat ek nie kan regkry nie.
Daar's altyd op TikTok hierdie storieetjies van hoe atlete en gimnaste sekere goeders doen, en dan is dit ma en pa wat dit ook probeer, en hulle val hier rond, want hulle kan dit nie reg kry nie. En ek dink by myself, dit is wanneer 'n liggaam geoefen is. 'n Paar van julle kyk TikTok, ek sien dit kom by julle ook op. Julle glimlag saam met my daaroor. Ander het nie 'n klou waarvoor ek nou gepraat het nie. Okay, dis amper soos Facebook, hoor. As jy jou liggaam oefen, dan raak jy later soepel en fiks, en jou hand-oog-koördinasie kom op 'n sekere manier waarin jy dinge net anders kan doen as iemand anders wat nie geoefen is nie. En in die geestelike lewe is dit net so belangrik. Wanneer jy 'n geestelike dissipline inoefen, maak dit jou later so vry om met jou geestelike energie dinge te doen wat ander nie kan doen nie. Vir jou is dit natuurlik, maar hulle besef nie hoe hard jy gewerk het om daarby uit te kom nie. Maar as enige geestelike dissipline van jou 'n ongelukkige mens maak, moet dit liewer nie doen nie. Selfs in vas, waar jou liggaam iets ontsê, gaan dit nie oor wat jy verloor nie, maar oor wat jy wen. Dit gaan oor oefen, nie oor martel nie. Dit gaan daaroor dat jy 'n verhouding met God kan wen. Jy wen jou afhanklikheid aan God. Jy wen fokus op God se koninkryk. Jy wen in karakter. En op daardie manier, wanneer jy so fokus om God beter te leer ken terwyl jy vas, wanneer jy so daarop fokus om meer soos Jesus te wees terwyl jy vas, dan is dit nie iets meer waaroor jy sug nie. Dan word dit 'n fees. Dan word dit iets waarna jy uitsien. Want dis 'n geleentheid, dis tyd wat jy uitgekoop het om te oefen vir die belangrikste prys van alle pryse. Sodat jy kan fokus om jou aandag op God te sit. Vir die persoon wat regtig honger is na God, is daar niks lekkerder as dit nie. Amen.